Die diagramme toon verskillende posisies van die spoel wat kloksgewys roteer in 'n wisselstroomgenerator. Vir 2 punte. Gebruik die beginsel van elektromagnetiese induksie om te verduidelik hoe 'n wisselstroomgenerator werk. Nou, wanneer die spoel in die magneetveld, met ander woorde tussen die magneetpole, roteer, dan verander die magnetiese vloed wat deur die spoel vloei. Hierdie veranderende vloed indiseer 'n EMK in die spoel volgens Faraday se wet. Omdat die spoel voortdurend roteer, verander die rigting van die EMK elke halwe omwenteling en dit bring 'n wisselstroom voort. Ook vir 2 punte. In watter posisie of posisies gedurende die rotasie van die spoel sal 'n maksimum EMK geïndiseer word? Om hierdie vraag te beantwoord, onthou dat Phi, die magnetiese vloed, hou verband met cos theta. En dan die stroom of die EMK, beide daardie, hou verband met sin theta. So kyk byvoorbeeld na posisie A. Wat is theta? Dis die hoek tussen die normaal van die spoel en die magneetveld. So by posisie A is die normaal van die spoel en die magneetveld in dieselfde rigting, met ander woorde, theta is 0 grade. Die cos van 0 grade is 1, so die magnetiese vloed by posisie A is 'n maksimum. Die stroom en die EMK, sin theta, die sin van 0 grade is 0. So by posisie A is die waarde van die stroom en van die EMK gelyk aan 0. Hierdie selfde scenario gaan homself herhaal by posisie E, want die cos van 180 grade is -1, so ons is weer by 'n maksimum, maar nou aan die negatiewe kant, en die sin van 180 grade is 0, so die EMK en die stroom is dan weer 0. So waar gaan die maksimum EMK geïndiseer word? Ons moet beweeg tussen 0 grade en 180 grade. Waar het 'n singrafiek 'n maksimum waarde tussen 0 en 180? En die antwoord is 90 grade. So die korrekte antwoord is C. Vir 3 punte, teken 'n grafiek van die geïndiseerde EMK teenoor tyd. Dui die posisies A, B, C, D en E op die grafiek aan. Ons weet nie noodwendig teen watter frekwensie hierdie generator bedryf word nie, maar die grafiek sal so iets lyk. Dis die eerste helfte van 'n sinusgolf. Nou kom ons aanvaar vir een oomblik, hierdie is 'n generator by 'n Suid-Afrikaanse kragstasie, dan beteken dit hierdie generator gaan bedryf word teen 50 Hz. Met ander woorde, 50 volledige siklusse per sekonde. Dit beteken die periode van een volledige golflengte sal 0,02 sekondes wees. So 'n halwe golflengte sal dus 0,01 sekondes duur. So hierso sien jy 'n volledige geïndiseerde EMK tydgrafiek gebaseer op ons aanname van 'n frekwensie van 50 Hz. Nou jy het nie nodig om die laaste deel te doen en te sê dis tussen 0 en 0,01 sekondes nie. Ek wou dit net vir jou wys dat jy kan sien hoe dit oplyn met die realiteit. Vir 4 punte. 'n 100 ohm resistor word aan hierdie generator verbind. Indien die piekspanning wat deur die generator gelewer word 170 volt is, bereken die wortelgemiddelde kwadraatstroom wat deur die resistor vloei. Nou op jou formuleblad het jy R is gelyk aan V op I. Die volgende 2 vergelykings kom nie noodwendig op jou formuleblad voor nie, maar dit sal jou help as jy te doen het met wisselstroom. Jy kan dieselfde vergelyking gebruik en dan of gebruik maak van die piekspanning en die piekstroom of
die wortelgemiddelde kwadraatwaardes van die spanning en die stroom. Wat wel belangrik is, jy kan hulle nie meng nie. Jy moet of werk met Vmax Imax, of die wortelgemiddelde kwadraatwaardes van V en I. Jy kan nie Vmax saam met die wortelgemiddelde kwadraatwaarde van die stroom werk nie. As jy hierdie kan onthou, is hierdie vraag baie eenvoudig. Ek gaan vir jou beide metodes wys hoe jy hierdie vraag dus kon beantwoord het. Onthou, dit het 4 punte getel. Ons eerste metode, die maksimumwaardes. Daar's ons 100 ohm resistor, so R is 100, is gelyk aan. Die piekspanning is 170 volt, so dis 170 gedeel deur die piekstroom wat ons daarso kry. So die piekstroom gaan 170 wees gedeel deur 100 en dit is 1,7 ampere. Die vraag vra wel vir die wortelgemiddelde kwadraatstroom. So op jou formuleblad het jy nog 'n formule, hom hoef jy nie te onthou nie. Hier is hy, en daar kan jy sien, ons gaan basies die 1,7 invervang as die piekstroom gedeel deur wortel 2, en dit gee vir ons 1,20 ampere. So dit is een manier hoe jy by jou 4 punte kon uitkom. Alternatiewelik begin ons met ons piekspanning, die 170 volt, en ons deel dit deur wortel 2, hierdie formule weer eens op jou formuleblad, maar nou gaan ons werk met die wortelgemiddelde kwadraatwaardes, dit gee vir ons 120,208 volt, en nou, R is V op I, maar ons gebruik die WGK waardes. Weereens, jou weerstand is 100 ohm, gelyk aan, ons het sopas die wortelgemiddelde kwadraat spanning uitgewerk, dis 120,208 gedeel deur die wortelgemiddelde kwadraatstroom. En dit is die waarde wat ons soek. So ons gaan basies die 120,208 deel deur 100 en dit gee vir ons 1,20 ampere. Of jy hierdie metode wil gebruik of die vorige metode wil gebruik, beide kom by presies dieselfde antwoord uit. Hierdie generator word nou na 'n gelykstroomgenerator verander. Die spoel word teen dieselfde spoed as tevore roteer. Vir 1 punt. Watter verandering is aan die wisselstroomgenerator gemaak om dit na 'n gelykstroomgenerator om te skakel? Nou dink gou-gou. Wat is tipies aan 'n wisselstroomgenerator? Sleepringe. Die sleepringe is vervang met 'n splitring kommutator. Vir 1 punt. Noem die energieomskakeling wat in 'n gelykstroomgenerator plaasvind. Nou hierdie vraag duik gereeld op of as deel van vraag 9 of as 'n kort vraag vir 2 punte in vraag 1. Meganiese energie word omgeskakel na elektriese energie. Tydens die opwekking van elektrisiteit is die generator gekoppel aan 'n turbine. Ten einde die turbine te laat draai, word daar gebruik gemaak van stoom, of wind, of water. Dit verskaf die meganiese energie, en dan binne die generator word die meganiese energie omgeskakel na elektriese energie. Ons laaste vraag, ook vir 1 punt. Sal die piekspanning in hierdie gelykstroomgenerator steeds 170 volt wees? Kies uit ja of nee. Die korrekte antwoord is ja. En om dinge baie maklik vir jou te maak, kyk na die 2 uitsette. Onthou, ons rotasiespoed het dieselfde gebly, ons magnetiese veldsterkte het dieselfde gebly, so die maksimum geïndiseerde EMK bly onveranderd. In ons wisselstroomgenerator plus 170 volt, in ons gelykstroomgenerator
plus 170 volt. Al verskil is, sien jy hierdie halwe sinusgolf wat aan die negatiewe kant is? Dit is nou 'n positiewe sinusgolf. Dis die enigste verskil. Aan die linkerkant, plus 170, minus 170. Aan die ander kant, net positief 170, maar die piekwaarde bly dieselfde.